In 'n vorige gedeelte het ons gedoen of ons het gekyk na individuele bindings en gekyk of die binding polêr is of die onies of nie polêr of wat ook al. En nou gaan ons kyk na die molekule. Okay. Goed, so jy moet al daai verskillende vorms ken, hulle naam ken, hoe hulle lyk, hulle loosstrukture en. So bladsy, waar is ons nou? Bladsy 10 is 'n super belangrike bladsy. Okay, nou ek het gesê jy moet daar begin en met 'n potlood hulle loosstrukture invul, het ek nie? Okay, ek het 'n paar goed gesê. Ja. Ek weet julle het nog huiswerk gehad, ons sal nog vir huiswerk kom ook. Okay, so die eerste een wat ons daar het is soutsuur. So kloor daar, as jy kyk na hom op die periodieke tabel, hy het 7 valens elektrone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valens elektrone. Hy het eintlik altesaam 17, dink ek reg is? 17? Ja. 17 elektrone, maar hy het net 7 valens elektrone in sy laaste energievlak en waterstof het 1 valens elektron. So hulle pas so perfek by mekaar in en dan is dit nou die lineêre struktuur. Lara, jy skryf nie vinnig nie. Nee, Nadia het nie op bladsy hier nie. Ja, so hoekom gee jy dit nie vir Nadia nie, dan kan sy vir jou invul, dan het jy dit daar. En dan Nadia kan jy foto's neem en vir jouself dit oorsit. Okay. Goed, skryf jy die goed ergens neer, meneer Cameron? Okay. Goed, die volgende ene is berylliumkloried. Nou jou eerste reaksie moet wees dat wait a minute, vir beryllium is 'n metaalkloor is 'n nie metaal is hierdie nie 'n ioniese binding nie. En ek dink ons het bewys hier, nee, hier het ons bewys dat berylliumkloried is 'n uitsondering. Sy verandering of verskil in elektronegativiteit is 1.5. So dit beteken hy is 'n sterk polêre kovalente binding wat beteken hy deel elektrone. Okay, so beryllium is 1, kloor is 2, sorry. Wat vir jou sê dat beryllium is die sentrale atoom. Dit beteken hy is in die middel en dan is kloor teen die kante. Beryllium, as jy kyk op die periodieke tabel, hy is in groep 2, wat beteken hy 2 valens elektrone en daai 2 valens elektrone gaan so ver as moontlik van mekaar af gaan sit. Wat negatief en negatief, sit mekaar af. Dan kry jy kloor, kloor het 7 valens elektrone. En hulle gaan sit so. There you go. Juffrou, maar hoe weet jy wat sy vorm is? Deur te kyk na die loosstruktuur. Ja, maar wanneer jy die loosstruktuur Okay, so ek het begin met beryllium. Het 2 valens elektrone en hulle twee gaan sit so ver as moontlik van mekaar af. Okay, so daai is jou beginpunt. Jy kon hulle gaan teken net daar en daar. Jy kon hulle gaan teken het daar en daar. Maak nie saak, dit gaan ergens net 'n reguit lyn vorm. So die sentrale ene, die middel ene, is elektrone sit so ver as moontlik weg van mekaar af. En dit bepaal die vorm. Okay. Gaan we nog baie doen? Okay, so hy is ook lineêr want hy is ook in 'n reguit lyn. Ja, Rico? Juffrou, hoe is hy polêr as aan twee die kante? Nee, die binding is polêr. Maar beteken dit nie hy een negatiewe kant en 'n positiewe kant? In die binding. Ons gaan nou daar kom. Hoe weet jy dit is polêr? Ons het ons bevore. Nee, ons het gedoen die binding is polêr, nie die molekule nie. Die binding is polêr. Ja. Okay. Nou, die volgende is trigonaal planêr. Planêr, plein is in een vlak. So plein se ander naam is vlak en trigonaal 3. Okay? So jy kan sien daar, het jy iets in die middel en dan 3 goed in dieselfde vlak. So in die middel het ons vir boor. So kyk daar, boor is in groep 13 en hy het 3 valens elektrone. So, Neil, hulle daai 3 gaan so ver as moontlik van mekaar af gaan sit. Okay? So ek gaan hulle teken 1, 2, 3. Sodat hulle so ver as moontlik van mekaar af gaan sit. Juffrou, maar Want dit is 'n 3-dimensionele ding, né? Nee? So die een sit eintlik so 'n bietjie voor hom.
maar hoe soos in maar wanneer aan party goeders al is daar nou net 2 beteken dit baie keer 90 grade op en ander kere beteken dit nou reguit soos daai. Oh, wag, ons kom by die 90 grade. So hang aan jou vraag tot aan die einde van hierdie bladsy. OK. Dan fluor is in groep 7. En fluor het 7 valens elektrone. So daarom pas hy so perfek by boor in met sy valens elektrone rondom hom. Okay, nou ek is besig om te stream soontoe want hierdie ding se koneksies het gebreek met daai ding. So ek kan hom nie meer met die kabel werk nie, So ek wil vir julle iets wys op die internet, maar ek moet nou wag tot die einde van die periode om op van hierdie wifi af te klim, ander wifi te klim, maar ek gaan al hierdie prentjies vir julle wys hoe lyk dit driedimensioneel. Okay. Goed, so daar is boorfluoried en hy is trigonaal planêr. 3 goeters in dieselfde vlak. Okay. Dan die volgende ene is tetrahedries. Nou, het julle al die game Tetris gespeel? Ja, Tetris gaan oor 4 blokkies wat in verskillende patroontjies gerangskik is. So een van die blokkies lyk byvoorbeeld so en dan lyk 'n ander blokkie byvoorbeeld so en dan lyk 'n ander blokkie byvoorbeeld so. So is heeltyd 4 blokkies wat in verskillende goed gerangskik is. Tetris, tetra beteken 4. So tetrahedries beteken daar's 4 goed wat daar ergens uitsteek. En die een wat ons nou gaan kyk is metaangas. Okay? Nou koolstof, jy sien daar het 4 valens elektrone. 1, 2, 3, 4 valens elektrone. En dan het hy 'n waterstof en 'n waterstof en 'n waterstof en 'n waterstof. Nou, hierdie soos wat jy daar sien, is nie net so 'n plat ding met 4 goeters nie. Ons het hom eintlik 3-dimensioneel teken. Dat party van julle probeer doen met, ag, meneer De Beer daar agter wat sit en niks doen. Bring gou 'n boksie vir my asseblief. My life, jy kan dit sê, ja. Kijk, krijg me een met 4 gaten wat even ver weg van elkaar af is. Nie meer gaten nie, meer gaten nie, 4 gaten. Dink wel geel enetjie wat daar voor jou is. Ai. Ag, jy het tog water in geval. Maar dankie. 4 gaten. Ja, 4 gaten. Wat even ver weg van elkaar af is. Ja, daarna wat jy het meer. Nee, 1, 2, 3, 4. Dit is nie in elke sy ene nie. Kon nie uit nie, so ek het verkeerd gekyk. Okay, druk haar is so sulke goedjies in asseblief met punte. Okay, so hierdie ene wat ek hierso het is trigonaal planêr. Okay, so jy kan sien dis daai berylliumfluoried. Hy het een ding in die middel en dan 3 goed teen die kante en hulle is in dieselfde vlak. Maak nie saak hoe jy hulle draai nie, hulle is almal in dieselfde vlak. Trigonaal planêr. Hy is nou besig om vir ons 'n tetrahedries te doen. Tetrahedries. Dan soek ek gou hierso by jou. Gaan jy hom vir my doen? Sit my punte aan daarso. Hy weer bolletjies aan die einde insit, oudjies. Wat sê jy? En dan hierso ook insit asseblief met puntjies. Wat is die balletjies met? Jy moet bolletjies aan die einde sit so. Okay. Kan jy niks doen met jou hande nie, as jy verlam en spier. Okay, hierso. Kan jy werk niks doen? Okay, hierso. Vul die gate. Lief van die game as jy so like jacks met die bal. Wat sê jy? Daai is jacks wat er altyd gemaak word. Ja, ek sê dit. So, jy is klaar. Okay. Right. So, hierdie ene wat ek hierso het is tetrahedries.
Okay? So, jy sien ons 4 goed rondom hom en ons iets in die middel. Jy kan gaan sit baie dankie. Okay. En ek kan hom die hele tyd draai dat hy presies dieselfde lyk. So ek kan die hele tyd, ek kan enige kant toe draai en dan lyk hy soos voorheen. Kan julle hom sien? Okay. So hierdie is tetrahedries. Dan, so dit is hoe hierdie ene lyk. Wat ons nou net gedoen het, hierdie ene is tetrahedries. So tegnies moet ons dit teken so dat dit lyk asof hy half 3-dimensioneel is. Okay, maar ons is nou nog nie op daai vlak nie. Dan die volgende een wat ons het is trigonaal bipyramidaal. Okay, trigonaal bipyramidaal. Nee, jy het nie geluister wat ek sê nie. Kom sê ek nie. Okay. Goed. So, tri beteken 3. Trigonaal klink dieselfde as hierdie ene. Trigonaal, wat 3 goeters is in dieselfde vlak. Bipyramidaal. Bi beteken 2. Piramidaal, piramides. So jy kan hierso sien jy 3 goeters in dieselfde vlak, daarso. En dan kan jy 2 piramides teken. Jy kan daar 'n piramide teken wat op is en daar kan jy 'n piramide teken wat afgaan. 2 piramides. Okay? So trigonaal, 3 goed wat in dieselfde vlak is, bipyramidaal, 1 op, 1 af. Okay. En daai wat ons daar het is fosforkloried. Nou hierdie ene, en daai ene, hy moet eintlik 'n 6 wees, gaan ons nie die Loe struktuur van teken nie want dit is ongelooflik complicated. Ons gaan die Cooper-notasie teken. Die Cooper-notasie. Die Cooper-notasie, Die Cooper-notasie is baie makliker want jy teken nie elke liewe elektron nie. Jy teken net die binding. Okay? So hierdie ene gaan so lyk, jy het die fosfor in die middel. Dan het jy jou 3 klore, daar's 'n kloor, daar's 'n kloor, daar's 'n kloor. Ek probeer dit nou so half teken dat dit 3-dimensioneel is. Die Cooper-notasie. En dan het jy 1 kloor op en 1 kloor af. Die Cooper-notasie en hierso is hy. Okay, so daar sien jy hom, die 3 goeters wat in dieselfde vlak is. Daai 3 is in dieselfde vlak en 1 ding op en 1 ding af. Okay. Ja. Hoekom? Ja, ek weet nie wat dit nou soos 3-dimensioneel maak, maar hoekom teken hom nie net sodat hy soos 'n 5-hoek is? Want hulle is nie plat, die goed is nie plat nie. Ja, want maak dit nie makliker nie. Makliker vir wat? Om te teken. Nee, want tegnies, as jy nou op universiteit kom, dan gaan jy hom so teken. Om te wys die een gaan vorentoe en die een gaan agtertoe. Jy gaan op universiteit begin 3-dimensioneel teken. Ja. Baie lekker. My favorite. Okay. Dan die volgende een is octahedries. Wat beteken oct? 8. Okay. Nou daar is verkeer, daar moet wees 'n 6. Swaalfluoried. Okay, en octahedries. Hierso kan jy 'n vorm teken met 8 sye. Okay? So dan kan jy sien hierso is jou 1 sy, 1, 2, 3 en dan agter natuurlik 4 en dan onder toe 5, 6, 7, 8. So iets met 8 sye. Okay? En die een wat hy is die ene, octahedries. So jy kan eintlik sien dis 4 goeters in dieselfde vlak en dan 1 ding op en 1 ding af. Of 2 piramides, 1 bo, 1 onder met 4 sye elk. Okay, octahedries, dis hoe hy lyk. So hierdie 2 is nogals complicated molekules, die trigonaal bipyramidaal en octahedries en ons doen hulle nie baie nie. Okay, ons doen liewer hierdie. Goed. Sorry. So hy gaan ons ook die Cooper-notasie van teken, so dis swaal en dan het jy fluor 1 2 3 4 5 6. Ja. Hoe sou jy die naam van daai verbinding? Swaalfluoried met 'n D. Swaalfluoried. Ek het dit van die een van die aktiwiteite oefening het dit ook ingehaal het ek my oupa kry hy gehad wat is dit sulfaat, sulfiet,
Sulfaat is SO4 minus, né? Dis nie sulfaat nie. Okay, dan die volgende twee is crucial. Hulle moet jy baie goed ken. Okay. Hier het jy nou vir ammoniak. Ek gaan nou hier begin en dan gaan ek daar verduidelik. Okay? As jy kyk na stikstof, stikstof is in groep 15 en hy het 5 valens elektrone. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Dan is hy gebind met 3 waterstowwe. 1, 2, 3. Zo. Okay. Nou het ons ergens laasweek het ons gepraat oor hierdie noem ons bindingspare en hierdie noem ons 'n alleenpaar. En ons het gesê hierdie alleenpaar het 'n baie groot negativiteit. Dit is asof hierdie elektrone tussen die twee atome is en afgeskerm word, maar hierdie elektrone is oop vir almal. So dit vorm so groot negatiewe wolk. Okay? En daai negatiewe wolk vat verskriklik baie plek. So daar is nou my alleenpaar elektrone en hierdie is eintlik nie 'n ware weerspieëling nie, want wat gebeur is hierdie wolk is huge en hy's baie negatief, so dan druk hy hierdies nader aan mekaar toe. So hy squeeze eintlik hierdie baie af. Okay? En dan het jy daai negatiewe wolk daarbo. So hierdie twee goed lyk asof hulle dieselfde moet wees. Okay, maar as gevolg van hierdie negatiewe wolk druk hy hierdies af onder toe. Okay, so daai negatiewe wolk is verskriklik belangrik. Goed, so soos jy hier kan sien, was hier nou weg? Ek wonder wat gebeur het. Okay, so hierdie word afgedruk onder toe as gevolg van die negatiewe wolk, alleen paar elektrone daar, en dit word genoem piramidaal. Piramide. Nee, kan jy jou piramide daar sien? Sharp. Goed, die volgende ene kyk ons gou na water. Okay, so, wag gou terug by 'n vraag van Neil. Neil, hoekom is hierdie so 'n reguit lyn of 'n reguit lyn in dieselfde vlak, maar hierdie 3 is nie in dieselfde vlak nie? Of 'n ander manier. Hoe weet ek moes hierdie ene met 3 goeters so gaan teken en hierdie ding met 3 goeters moet ek so gaan teken. Askies? Daar's 'n alleenpaar. So waarmee het ek begin? Ek het begin met my sentrale atoom, my middelatoom. Gaan kyk hoeveel elektrone het hy, waar lê hulle en toe het dit die vorm bepaal. Chap. Okay. Goed, so volgende is water, sy sentrale atoom is suurstof. Suurstof is in groep 16 en groep 16 het 6 valens elektrone. Nou jy begin ergens en dan gaan jy klokshuis of antiklokshuis om dit maak regtig nie saak nie, maar elke sy moet eers 1 hê voor elke sy 2. So daar sien ek hier is 2 alleenpaar elektrone. Wat doen nou 2 alleenpaar elektrone? Hulle stoot die ander weg. So hy maak dat hierdie binding so nader aan mekaar toe kom. Okay, so dit maak dat jy daai 2 waterstowwe daar het, maar hierdie 2 waterstowwe word gesqueeze na mekaar toe as gevolg van hierdie elektrone wat baie plek opneem. Okay, so daar sien jy is die alleenpaar elektrone en hierdie word genoem hoekig. Hulle noem dit ook driehoekig en hulle noem dit ook gebuig. Okay, so hy klomp name. Hoekig, driehoekig of gebuig. Angular, triangular of bent in Engels. Okay, goed, so hier het ons klomp verskillende vorms, hier die 6 verskillende vorms, wat jy moet ken, hulle name, hoe hulle lyk, hulle kan teken, bla 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 bla. Okay, enige vrae daar? Niks. Goed, toe het ek vir jou gevra, jy moes hierso sê, ek het gevra, jy moet die eerste 2 doen? Of net die eerste 1? Net die eerste 1. Okay, goed. Nee, ons moes die eerste 2 kolomme doen. Was dit nie op bladsy 15? Hier het ek net gevra, net die eerste 1? Okay,
Goed, so broom is in groep 17 uit 7 valens elektrone. Wat nou? Juffrou, wat se dit sê? Dat was 11. Okay, so daar's broom en nou wil ek by jou hoor. Nou wil ek by jou hoor. Het ek met jou by 'n vraag begin, Ethan? Ethan, watter vorm dink jy is hierdie? So jy wil nou daai vorige bladsy half semi oop hê sodat jy altyd kan loer en terugverwys na daai bladsy. Kyk, yes Ethan. Lineair. Kyk. Volgende ene. Laat ek hom eers teken. Kyk, koolstof het 4 valens elektrone. Nou ek het hom al vir jou geteken. Want, kom ek gaan hom gou net weer daar so teken. Koolstof het 4 valens elektrone en suurstof het suurstof het elkeen 6 valens elektrone. Okay, nou ek weet ek teken hierdie baie vinnig want dit is al die duisendste jaar wat ek hierdie doen. Goed. So wat gebeur is koolstof draai sodat hy perfek by suurstof pas en suurstof draai dat hy by koolstof pas. So daai en daai gaan bind met mekaar en daai gaan bind met mekaar. So hulle draai so en dan sien jy dat koolstof en suurstof vorm 'n dubbelbinding met mekaar. Okay. Jy Cameron? Ek voel jy moet nie vorentoe kom dat jy kan bou, want ek voel jy moet iets doen met jou hande, anders dan gaan jy slaap. Is dit reg of is dit verkeerd wat ek sê? Jy is heel wat wakker. Hierdie is nou glad nie ware weerspieëling nie. Daar aangaan nie. Maar, okay, imagine ek het nou nog 'n bloue, dan lyk dit so. Okay, so jy het so 'n dubbelbinding wat daar aangaan. Alright. So, watter vorm is dit, Cameron? Dis lineair. Okay. Volgende ene koolstof tetrafluoried met 'n D. Koolstof tetrafluoried. Nou hier is verskriklik baie elektrone wat jy moet gaan teken het, want koolstof het 4 valens elektrone en fluor het 7 valens elektrone. Tasmia, jy kan sê as jy reg is, wat is die vorm? Tetrahydries. Mooi. Goed, volgende, stikstofmonoksied. Het ek gesê jy kan hom maar skiep? Ek voel ek het gesê jy kan hom maar skiep. Ja. By die koolstof. Koolstofoksied. Nee, begin jy gou weer vir my van oor af. Wat is sy naam? Jy asem hom uit elke liewe dag. Nee, juffrou, my brein sit nie inderdaad nie. Koolstofdioksied nie. Daarso hoekom bly daar 2 elektrone deeltyd valens elektrone deeltyd by mekaar? Hoekom bly hulle soos hoekom is hulle nie dan almal evenly spaced uit mekaar uit? Hulle is so daar's die binding. So hulle gaan so ver as moontlik weg probeer wees van mekaar af, maar hulle wil ook so ver as moontlik weg wees van hom af. Dis hoekom ek teken hulle so skuins en hulle gaan daar wees. Ja, juffrou, maar hoekom is hulle 2 deeltyd? Want elektrone is 2 in 'n orbitaal en hulle spin in die teenoorgestelde rigting en daai spin in teenoorgestelde rigting trek mekaar aan. So as 2 goeders, waar het al dit gesien? Was jy al nou op 'n rondom talie? Rondom talie? Dis die woord. Rondom talie. En dan het jy al so weggetrek en dan so ingetrek, so. En het jy al daai aantrekkingskrag gevoel. Nou, as gevolg van daai spin trek hulle mekaar so in. Na mekaar toe. Kan so daaraan dink. Okay.
Tetraeder, stikstofmonoksied, nou hy is moeilik. Okay, so hy is 'n bietjie van 'n uitsondering. Ek sit hom daarin sodat jy kan sien, maar hulle vra hom byna nooit in eksamen nie. En byna nooit bedoel ek dink ek het hom al een keer gesien in 15 jaar. Okay. Goed, so stikstof het 5 valens elektrone en suurstof het 6 valens elektrone. Okay, so as ons nou hierso so maatjies maak, as sien ons, daar kan 'n maatjie wees en daar kan 'n maatjie wees, maar dan sien jy daar is 'n valens elektron wat nie gaan bind nie. En dis hoekom stikstofmonoksied so verskriklik reaktief is. Okay? Want hy het die elektron om te bind om weg te gee. So hy sal met enigiets rondom hom bind. So julle weet daai mense wat hulle exhauspype van hulle kar afval. Hulle spoeg stikstofmonoksied in die omgewing in. Want wat jou exhauspyp doen, is hy vat daai stikstofmonoksied, bietjie wat afgegee word, en hy verander hom na stikstofdioksied toe, wat minder reaktief is. So die mense wat hulle exhauspype afhaal, behoort gepiets te word. Okay, so daar is 'n dubbel benoem. Want hy reageer met enigiets en dan vorm dit 'n suur. Dit vorm salpetersuur meeste van die tyd. En dan vreet dit goeders weg. So dis nie goed vir die omgewing. So moet eerder stikstofmonoksied bly. Nee, dit moet stikstofdioksied word. So dit kom uit jou kar uit, dit en koolstofmonoksied. En jou exhauspyp verander dit na stikstofdioksied en koolstofdioksied, wat beter is as wat dit is. Anyway, so daar is, hy's so bietjie van 'n lineêre vorm, maar dis nie eintlik lineêr nie, dis eintlik gebuig of hoekig as gevolg van daai alleenpare squeeze hom so bietjie gebuig. Okay, maar dis 'n moeilike vorm want hy bly nie baie lank in daai vorm dan reageer hy. Okay, dan die volgende ene het ons gesien op jou vorige bladsy, op bladsy terug, is ionies, né? Nee? En die ionies vorm kristalroosters. Hulle loosstruktuur deel hulle nie elektrone nie. Daar's 'n oordrag van elektrone gewees. So sy loosstruktuur sal wees dat kalsium se valensie is mos 2+, wat beteken hy 2 elektrone verloor. En dit gaan sit daar by suurstof wat mos daai 2 elektrone het wat kan oop of wat oop is, wat ongepaard is en hy word 2-. Onthou julle daai loosstruktuur van ioniese verbindings wat julle laas jaar moes gedoen het. So hy het nie 'n molekulêre vorm soos wat die ander het nie. Hy vorm so 'n kristalrooster van positiewe ion, negatiewe ion, positiewe ion, negatiewe ion, positiewe ion. So met 'n kristalrooster. Dan volgende lithiumfluoried, ek dink hy was ook ionies, as ek nou reg onthou. Help my 'n bietjie julle ionies, ja? Ionies, so lithium gaan 'n elektron weggee. Juffrou, hoe dit ding is, weet juffrou, dit is uit jou kop uit. Lithium is in groep 1. Groep 1 gee 1 elektron weg, so hy word +1. Want toe is daar 1 elektron wat hy weggegee het? Wel, daar is fluor. Fluor het 7 valens elektrone en hy wil met alles binne in hom daai 1 elektron vat. So hy word -1. Wat sit nie, Neil? Hoe kan jy vir dit woord begin teken? Want hierdie is ionies en ioniese bindings is 'n oordrag van elektrone. Hier deel hulle elektrone, kovalente binding. Ionies, oordrag van elektrone, so hierdie het sy elektrone verloor en hierdie het bygekry. Het jy nie die hoofstuk geluister laas jaar? Ja, juffrou. Okay. Ammoniak. Ammoniak is 'n kovalente binding. Juffrou, hoe moet ons weet of dit ionies is of kovalente is? Jy gaan kyk na die verskil in elektronegativiteit. Dis wat ons gedoen het vorige les. Okay? En as dit groter of gelyk aan 1.7 het ons gesê, dan is dit ionies. Okay. Ammoniak het ons nou al gedoen, ek dink al 3 keer. Hy lyk so. En wat is sy vorm? Omera.
Jy sien daar alleen paar daarbo wat die ander so afstoot onder toe. Hulle is nie trigonaal planêr so nie. Sê weer? Piramidal. Piramide. Juffrou, so ons kan nie meer net op die periodieke tabel kyk om te weet of hy kovalente teorieë is nie. Nee, jy moet nou som doen. Elke keer. Elke keer. Okay, volgende ene waterstoffluoried. Dit is 'n kovalente binding. Fluor het 7 valens elektrone want hy is in groep 17. Fluor het 1 want hy is in groep 1. En watter vorm is dit, Louis? Lineair. Okay. Volgende natriumoksied, as ek nou reg onthou, was hy ook ionies. Hy is ook ionies. So natrium het hoeveel valensie elektrone? 1. So hy gee 1 weg, so hy word 'n +1, maar daar's 2 van hom. Dan suurstof het 7 valensie elektrone. Ag nee, 7 nie, skus. 6 want hy's in groep 16. En dan sien jy hy wil graag 2 elektrone hê. Niels sal dit neer en teken. Waar kry jy daar 2 elektrone? By natrium. Dis hoekom daar 2 natriums is, sodat elke natrium 'n elektron kan gee, daar, en hy word 2 minus. En hy is ionies. Okay, silikondioksied. Silikondioksied. Okay, hom gaan ek in 2 stappies gaan doen. Silikon is in groep 14 onder koolstof en hy het hoeveel valensie elektrone? 4. 1, 2, 3, 4. Suurstof is in groep 16 en hy het 6 valensie elektrone. So jy kan sien daar en daar gaan bind en daar gaan bind. My maggies, dit lyk baie soos wat? Koolstofdioksied. Hoekom lyk hulle dieselfde? Want koolstof is net bo silikon. Hulle is presies in dieselfde groep, so hulle tree dieselfde op, min of meer. Okay, so jy het silikon met 'n dubbelbinding met suurstof. Joh, nou is ek baie lui. Teken ek 'n kopermutasie en 'n loosstruktuur in een. Niks les. Ons kan dit nie sien. Nee, julle gaan teken kolletjie sterretjie. Die julle gaan daai teken. Nee, daai teken. Okay, wat is sy vorm, Tian? Lineair. Okay, volgende, swaaldioksied. Met hy nie lyk soos silikondioksied nie. Is swaal en silikon in dieselfde groep? Nee, okay. So ek gaan hom ook teken in 2 stappies. Swaal is in groep 16. So hy het hoeveel valensie elektrone? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suurstof is ook in groep 16. So hy het ook 6 valensie elektrone. Okay. Jo, juffrou. Hoe nou? Okay, wag, kom ek begin ergens, juffrou. Enetjie vir jou, enetjie vir jou. Maar nou sit suurstof met nog elkeen 1 ongepaarde elektron. So swaal is een van daai Ben 10 Dragon Balls, die wat ook al transformer elemente wat kan morf, homself kan verander om te bind met dit wat met hom wil bind. Okay? So wat gebeur is, een van hierdie gepaarde elektrone split op. Okay? Ons praat van elektronverheffing. En dan so hulle split op, sodat een met hom gaan bind en een gaan met hom gaan bind. Okay, so hy split so op. So dan vorm dit, dan sien jy nog, daar is nog 'n alleen paar elektron daar so bo. Okay, so dan sien jy het, waar gaan ek hom nou teken? Ek gaan hom hier so teken hoor, ek gaan nou hierdie 2 goeders omrou. So dan sien ek het swaal daar.
toe ek groot word was dit die internet. So by the way. Dis jy doen iets en dan loop jy dan kom jy terug. So, there we go. Okay, hy het daai alleen paar elektrone waar die ander afstoot en dan het hy nou 3 bindingspare. Maar hy stoot mos nou die ander af. So daar's ene en dan bind hy daar met suurstof en suurstof en suurstof. Jo, Neil, dit ek lag so lekker vir jou. Soos ek kan sien hoe met elke molekuule wat ons doen, haat jy hierdie hoofstuk meer. Ag, net 3, 2. Sorry. Ek lag net te veel vir Neil om te fokus hierso. Ja, luister hier. Nee, maak asof jy nog nie vir iemand gelag het nie. Wie? Nee, die. O, wag net gou. Daai. O, hulle het 'n dubbelbinding, sorry. Nee, hy het 'n dubbelbinding ons. Ja. Hoekom gaan die balletjies nou hier beskiklik so aan die kant? Vra vir Cameron. Jo, daar's baie mense in hierdie klas. Ja, maar jy sê die hele tyd, o. Nee, juffrou, ek het veel oor gesê al met die ene. Hierdie ene is ek, Juffrou, ek weet nou wat dit gebeur. Juffrou, maar hoekom lyk dit nou? Juffrou, dit valens elektrone het suurstof. Ja, Ja, dit het veel valens elektrone. Hulle is so aan die kant. Hy het te veel. Ag man, julle. So. Ek soek net Jesus, Jesus wil binne. Jy het nooit gedink jy gaan dit sê nie, hè? ek het dit was ek sien. Okay, ek wil nou maak, maar ek kry nou nie lekker my goedjies in om te maak nie. Okay, juffrou, hoekom gaan die bolletjies af? Weet iemand hoekom gaan die bolletjies af? Ja, Sean? Is dit nie die alleenpaarse negativiteit stoot? Yes, Lara, luister jy. Daai alleenpaar, wat het ons nou gesê hierbo van daai alleenpaar? Daai alleenpaar stoot hierdie af. Nou onthou ek het gesê die alleenpaar stoot hierdie so af onder toe. Nou hier is ook 'n alleenpaar. So dit sou lineêr gewees het. Dit sou reguit lyn gewees het. Maar as gevolg van daai alleenpaar stoot hy daai af onder toe dat hulle nader aan mekaar is. Alright, so daai ding word ook genoem gebuig. Of hoekig, driehoekig. Okay, volgende ene berylliumkloried. Ek dink ons het hom nou net geteken, het ons nie? Ons het, so ek gaan net sommer sy Cooper notasie teken. Berylliumkloried is so in 'n reguit lyn. So sy vorm is lineêr. En dan swaalfluoried het ons nou gesê mos is daai fluor op, fluor af en dan daai 4 fluore wat in dieselfde vlak is en sy vorm is waterigo. Oktahedris. Oei. Okay, en ek het al klaar aan huiswerk vir julle gegee. Spoedtoets.